Goeienaand. Die eerste keer het die Here vir Abraham geroep, trek uit jou land uit, neem jou besittings en gaan na 'n land wat ek jou sal aanwys. Nou ongeveer 30 tot 35 jaar later, roep die Here weer vir Abraham. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste Isak wat jy liefhet, gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Eerste keer het Abraham in geloof gereageer en getrek. Sou hy dit hierdie keer ook doen? Dis 'n onverstaanbare opdrag. Onthou, ons kyk vanuit die einde van die verhaal daarna. Maar vir Abraham moes dit absoluut onverstaanbaar gewees het. Dink net aan die persoonlike stryd. Vat jou seun, jou enigste, wat jy liefhet. Gaan offer hom. Die seun wat na 25 jaar se beloftes gebore is. Hoe kan die Here dit verwag? Wat sal Sara sê? Skynbaar raadpleeg Abraham glad nie vir Sara in die saak nie. Hoe kan hy? Wat van die nasies? Wat sal die Egiptenare sê? Die heidene wat in hulle godsdienstige rituele soms kinders geoffer het. Iets wat die Here uitdruklik verbied. Dis alles so teenstrydig. Dit skreeu teen mekaar. Die belofte van 'n nageslag, die geboorte na so 'n lang tyd, en nou die opdrag, gaan offer hom, waardeur die belofte van die Here sou waar word. Ons sal nie altyd die pad van die Here verstaan nie. Sy opdragte aan ons maak nie altyd vir ons logiese sin nie. Dis al moeilik om te breek met dinge wat 'n mens sou sê, ek weet dis verkeerd, dis net dat ek al so gewoon daaraan geraak het. Maar wat daarvan is die Here van ons vra om iets wat naby aan ons is, wat vir ons baie belangrik is, en wat ons oortuig is nie verkeerd is nie, as hy van ons verwag om een of ander rede daarmee te breek. Dit is selfs nog moeiliker wanneer ek iets van die Here afgebid het, lank voor gewag het, uiteindelik ontvang het, en dan om een of ander rede moet ek dit weer prysgee. Ek het gebid vir finansiële uitkoms, en ek het 'n nuwe werk gekry. Ek glo dit is die Here wat dit vir my gegee het, maar tog word ek later afgedank, en dit laat my eintlik in 'n slegter posisie as voor die tyd. Ek het gebid om genesing van 'n siekte, en die Here het dit gegee, en dan word ek weer van iets anders siek. Ek het gebid vir 'n lewensmaat, gedink die Here stuur een vir my, en dan word ek gedwing om die verhouding te verbreek. Dalk die heel ergste, ek het die Here gesmeek oor 'n kindjie, hy het my gebed verhoor, en dan gebeur daar iets met die kindjie. Ons aanvaar vanaand net eers in nederigheid. Jy is op hierdie punt in die behandeling van die bekende verhaal, dat ons gewoon nie alles van die Here kan verstaan. Ons menslike verstand is bloot te beperk. Ons kan ook nie die toekoms sien of bepaal nie. En dit is sodat volgens ons denke die Here se wil soms onverstaanbaar, altyd ondeurgrondelik is. Die psalmdigters worstel op vele plekke daarmee. Job, wat die Here gevrees het, worstel met die vraag as sy besittings, sy kinders, sy gesondheid van hom al weggeneem word. En dit skynbaar sonder rede. Waarom, o Here? Waarom op hierdie pad gaan? Waarom gebeur dit? Waarom verwag U dit van my? My troos op die vraag lê nie altyd in die antwoorde nie, maar dit begin met my verhouding met die Here. Dit gaan daaroor dat dit die verbondsgod van Abraham is wat die opdragte gee. Die bewese
verbondsgod, wat getrou was en is. Vanaand is ons troos dat die Here deur Jesus Christus in 'n lewende verhouding met ons hemelse Vader is. Kom ons gaan vind vanaand, al verstaan ons nie alles nie, rus by die Here, soos die kindjie van Psalm 131 rus by sy moeder vind. By hom mag ek dalk iets verstaan, maar selfs al verstaan ek niks nie, kan ek nog steeds in sy teenwoordigheid rus vind. By hom is rus en kalmte te vind, en moontlik ook antwoorde op my vrae. Goeienaand.